Ja, die waarheid kom altyd na die tyd uit. As dit nie 'n week of 2 weke of 3 weke daar is nie, dan is dit partymal 30, 40, 50 jaar, maar iewers kom die waarheid altyd uit. En die waarheid is besig om uit te kom. Die VSA en die Jode, die Zionist-tyd was nooit van plan om 'n ooreenkoms te sluit met Iran nie. Dit was nooit die plan nie. So, ek meen, die VSA het die ooreenkoms onder Trump, hy het die ooreenkoms gebreek wat daar in plek was met Iran in 2019. Hy het die ooreenkoms gebreek. En toe kom hulle met stories van ons moet nou weer 'n ooreenkoms maak. En elke keer wanneer hulle besig is met 'n ooreenkoms, besig met onderhandelinge, as die onderhandeling amper gefinaliseer is, daar's goeie planne op die tafel, dan val of die Zionist tyd aan, of die VSA val aan. Nou, ons noem dit, dis 'n oorlogsmisdaad so terloops, jy moet maar 'n bietjie gaan lees. Dit behoort, kan jy nou nie almal alles leer met 'n, ek meen, julle is nie babas nie, kan jy nou nie altyd voer nie. Dis oorlogsmisdaad. Maar die Bybel sê die koning van die noorde is onbetroubaar, kan hom nie vertrou nie en hy breek sy bondgenootskappe. Nou ja, nou hier is 'n artikel van The Guardian. UK Security Advisor attended US-Iran talks and judged deal was within reach. So, die Britte sê, luister, ons het 'n man gehad by hierdie ooreenkoms. Daar waar julle gesit in onderhandeling, ons het 'n man daar gehad, ons het een van ons eie gestuur, want nou ja, ons wou weet wat daar aangaan, en hierdie ou het teruggekom en vir ons gesê, luister jong, hier's goeie onderhandelinge, Iran het 'n fantastiese offer op die tafel gesit, jong, ons is nou, man, ons gaan hierdie oorlog afweer. Dis wat hierdie man kom terugrapporteer het. Sy naam is Jonathan Powell. Hy's Britain's National Security Advisor. And he attended the final talks between the US and Iran and judged that the offer made by Tehran on its nuclear program was significant enough to prevent a rush to war, The Guardian can reveal. So, daar was 'n baie goeie oplossing op die tafel. En hy, en nog ander ouens wat saam met hom was, sê, hulle was verstom om te verstaan, om te kyk dat ou Witkop en ou Jared Kushner, die twee Jode, die Joodse real estate oukies wat toe nou daar sit om te onderhandel namens die VSA, kan jy glo, dis so 'n belangrike onderhandeling, en jy stuur ouens wat kan koop en verkoop, hy's 'n real estate oukie. Hoekom stuur jy nie ouens soos wetenskaplikes en jou weermag en jou top onderhandelaars in nie, maar jy twee oukies, ou Jared Kushner, jou skoonseun en Witkop nog 'n ou pel. Hoekom doen jy dit? Hy was nooit van plan om 'n ooreenkoms te sluit met die Iranese nie. So, en hierdie Powell sê, hy was verstom, hierdie ouens nie geweet waarvan hulle praat nie. So hy het in elk geval sy eie span gebring, hierdie man. Hy sê, en die Iranese was bereid om 'n goeie offer op die tafel te sit. En daar was toe ooreengekom, hy sê 2 days after the talks ended and after a date had been agreed for further round of technical talks in Vienna, the US and Israel launched the attack on Iran. Was hulle ooit van plan vir 'n vredesooreenkoms, 'n goeie ooreenkoms sodat Iran nou nie 'n kernwapen het nie, dis nie storie. Nee, hulle was nie. Was nooit die plan nie. Nou, ek wil nog hier nog iets. Hy sê hierdie oukies het nie geweet waarvan hulle mooi praat nie, hulle het nie die tegniese onderhandelinge verstaan oor die nuclear power en die tipe van ding nie. Maar the UK team was surprised by what the Iranians put on the table, the former official added. It was not a complete deal, but it was progress and was unlikely to be the Iranians' final offer. The British team expected the next round of negotiations to go ahead on the basis of the progress in Geneva. Reg, so die Britte het teruggekom en gesê, luister jong, ons is alright. Ons gaan hierdie oorlog afweer. Ons gaan hierdie massiewe krisis in die wêreld wat kom, as daar nie deur die straat van Hormuz skepe kan kom nie, as die olie, ons gaan al hierdie krisis gaan ons afweer. Ons gaan die Saudiese probleme, man, dit gaan 'n vreedsame plek wees, die Midde-Ooste, man. Nee as dit van die Jode en die VSA afhang nie. En dit is een van die redes hoekom die Europeërs baie kwaad is, want hierdie hele probleem is besig om die hele wêreld te beïnvloed, maar ek dink dit was die plan.
of Trump is baie stupid. Wat heel moontlik is, hy het nie 'n idee waarvan hy praat nie. Trump het nie 'n idee nie, en ek dink daar's 'n vorm van demensie besig om by hom pos te vat, na aanleiding van sekere van sy optredes en opmerkings. Die ou is nie lekker mee nie. Ek dink 80 is heeltemal te oud vir om 'n president te wees. 60 kan nog werk, maar hulle sal moet 'n age limit sit op hierdie Amerikaanse presidente. Want hulle lyk glad nie meer goed nie, en hulle maak die domste keuses. Maar ek dink weer eens, dit is die plan. Die plan is om die VSA te verwoes. Die plan is om die westerse wêreld in 'n totale energieprobleem in te stort, ekonomiese ineenstorting. Dit is hoekom ons hierdie COVID-krisis ook gehad het in 2020, en nou, paar jaar later, het ons nou die energiekrisis. En dit gaan afstuur op hongersnood, want selfs die kunsmis kom van daar af. So, die boere kan nie ploeg nie. Hier in Suid-Afrika is die koöperasies besig om die diesel te rantsoeneer. So die boer kan dalk nog ploeg, hy kan nog plan maak om te ploeg, op 'n manier. Sidestep hy nou maar die koöperasie. Hulle het maniere waarop hulle dit doen. Ek het 'n bietjie gepraat met die boere. Maar ek weet nie of hy gaan oor 3 maande van nou af kan oes nie. So wat help dit, die oesvrot op die lande? Dis nou boonbehalwe die feit dat die olie in Suid-Afrika, die petrol, diesel, alles gaan opdroog. Wat beteken die krag is nie meer daar nie. Hier's die krag in Suid-Afrika hardloop in baie gevalle op diesel generators, diesel turbines. So ja, en dan kom die kos in elk geval nie na die rakke toe nie. Maar dit was die plan. Ons moet ophou dink. Hierdie mense is daar om na ons te kyk. Hulle is addergeslag. Die Bybel noem hulle addergeslag. Jesus noem hulle addergeslag. En dan praat hy van die topstruktuur Jode daar. Dis hoekom hulle gesê het, jong, ons sal hierdie ou moet doodmaak, want as hy sy mond oopmaak, dan verduidelik hy vir almal, ons is hierdie probleme, ons is addergeslag, en ons is eintlik die ouens wat teen die volk en teen God is. Ons moet vir hom ontslaa raak. Hoe gouer hoe beter. So wat kan ons doen? Wat is ons sameswering? Hoe gaan ons maak? Dit staan alles mooi geskryf in die Nuwe Testament en die Evangelies. Jy moet net jou Bybel lees. Daar's 2 saadlyne op die aarde. Genesis 3 vers 15. Want Deborah julle nou 'n les gee vandag, aangesien ek nou aan die praat is. Daar's 2 saadlyne, 'n sataniese saadlyn, die Nagash saadlyn, en dan is daar die Adamitiese saadlyn. En hierdie sataniese saadlyn, die Kanaaniete, is besig om ons te beheer. Hulle sit in die topstruktuur. Dit staan daar in Jesaja 23, jy moet dit maar net mooi gaan lees. Hy praat van die rykes en die elites, maar dan noem hy hulle Kanaaniete. Hy is maar net swak vertaal. In jou Bybel staan daar die handelaars. Dis nie die handelaars nie, dis die Kanaaniete. Die Kanaaniete sit hier in die topstruktuur. En hulle doen Moloch aanbidding. En hulle plan is om die wêreldbevolking aansienlik te verminder, sodat dit makliker is om dit te beheer met hulle AI-programme soos Palantir en Lavender en Where is Daddy en The Blue Wolf en The Red Wolf en al daai dinge. Nou ja, ek weet ek praat nou van dinge waarvan julle nie weet nie, maar dis omdat julle nie die nodige inligting gaan opsoek op YouTube nie. Daar's genoeg inligting hieroor. Daar's ongelooflike goeie dokumentêre. Daar's baie goeie nuus wat hardloop. Maar solank as wat jy TV in jou huis het, sê ek vir jou, is jy 'n lost cause, my ou maat, dan voer hulle jou gif. So, tyd, gooi die televisie uit, gooi die DStv uit, gooi die Netflix uit, is 'n mors van tyd, gebruik jou foon, begin die nuus kyk, dat jy op datum kom met die planne wat op tafel is. Want die VSA en die Jode is besig om ons te stort in 'n hongersnood, in 'n massiewe energiekrisis, veral in Suid-Afrika. Ons het nie meer reserves oor nie. So, ons is 80 miljoen mense. En as die trokke nie meer hardloop nie, dan is daar nie kos op die rakke nie. Binne 3 dae is daar geen kos op jou naaste Spar of Pick n Pay of Shoprite of Checkers se rakke nie. Ek beloof dit vir jou vandag. Jy moet hierdie dinge gaan doen. Siener het gesê, die karre staan op die bilte. Nou dit gaan ons sien. Mense gaan hulle karre los, 'n mooi blink kar, hulle gaan hom los daar, want jy kan hom nie eet nie. En as hy nie petrol het nie, gaan jy nêrens heen nie.